In hierdie video gaan ons kyk na LMI en groeikaarte. Eerste ding hierso is natuurlik, wat is LMI, waarvoor staan dit? En dit kan punte wees in jou toets, liggaams, massa, een woord, indeks. En dit sê basies vir jou, wat is jou gewigstatus? So waar val jy? Ek kan vir jou 'n tabel wys en in hierdie tabel sal jy 'n idee kry. As jou LMI antwoord, dis 'n getal, as daai getal minder is as 18.5, dan is jy ondergewig en so gaan hy aan. As jy in hierdie kategorie val, dan het jy normale gewig. Nou wat hulle vir jou kan vra in die toets is, as iemand ondergewig is, wat kan hy doen? Wel, hy kan 'n dokter gaan sien en hulle kan praat oor verdere stappe, omdat dit 'n risiko vir sy of haar gesondheid is. Waar jy wil wees, is jy wil 'n normale gewig wees. Dis die beste kategorie en dis veilig. Dan dieselfde ding, hulle kan vir jou sê, Pietie val, sy LMI is 34, dan beteken dit hy is vetsigtig en dan moet hy ook 'n dokter gaan sien vir hulp, want dit is 'n risiko vir sy gesondheid. Hoe werk ons LMI uit? Wel, daar is 'n formule vir dit en ek gaan hier sê, die massa van die persoon, moet in kilogram wees, gedeel deur die lengte van die persoon, en dit moet in meter wees. Laastens gaan jy die onderste een kwadreer. So by die heel onderste waarde, die lengte, gaan jy sê basies lengte maal lengte. Dis basies wat daar aangaan. Nou, die enigste plek waar hulle julle kan vang in die toets is, hulle gee vir jou die antwoord in sentimeter, of die eenhede en in gram. Oukies, dis jou enigste vangplek. Jy moet dit omskakel na meter en kilogram. Dis die enigste vangplek. Cool. Nou kom ek bring weer my tabel. Is hierso. As ek vir jou 'n voorbeeld gee hierso, kom ek sê, hier is Simba van, jy weet waar, Simba, en Simba weeg 75 kilogram en hy is 153 centimeter. Dan sal die vraag wees, bepaal sy gewigstatus. Sy gewigstatus. So, hulle vra vir jou, watter een en watter kategorie val hy hier? Om dit te doen, gaan jy mos nou eers jou LMI moet uitwerk. So, ek kry my formule reg, ek sê LMI, vangplek. Hoekom is hierdie 153 in centimeter? Dit moet meter toe gaan. Sien, dis hoe jy kan vang. Voor ek selfs my dingetjie gaan doen, my som, gaan ek die centimeter omskakel na meter. En om dit te doen, moet ek deel met 100. As ek sê gedeel deur 100, dan sit 1.53. Cool. Nou is ons in die regte besigheid. Ek gaan sê, bo, dis die massa in kilogram gedeel deur die lengte in meter en dit kwadreer. Die massa in kilogram is 75 en die ou is 1.53. Dan moet ek net 'n 2 daar sit. En as jy dit net so in jou sagrekenaar insit, moenie ander snaakse goedjies doen nie, dan sal jy kry 32,04. Rond dit af, ons soek 'n mooi heel getal, dan kry jy 32. Is ons klaar? Nee, hulle sê bepaal sy gewigstatus. So, as ek 'n LMI van meer as 30 het, want hy 32, dan is die ou vetsigtig. So, kom ons skryf in vir Simba. Simba is vetsigtig, want hy val in hierdie kategorie. Dis 'n probleem, hy moet 'n dokter gaan sien en hulle moet iets uitwerk. Goed, dis omtrent hoe ver dit gaan vir die graad 11's. Nou gaan ons by die graad 12's en ons begin met groeikaarte. Nou, kom ek wys julle hoe lyk 'n groeikaart. Dalk het jy al een gesien. Dis so 'n verskriklike grafiek met klomp lyne, 5de, 10de, 25ste en hierdie goed wat jy hierso sien, daai lyne, kom ek trek een. Hy vang so dip en dan gaan hy op. Hierdie goed is persentielkurwes. Persentiel, onthou julle vir uit 100 en persentielkurwes. So, wat dit basies beteken, dit is 'n persentasie. Nou gaan ek hier sommer 'n voorbeeld vat van die 25ste persentielkurwe. Ek vat net een. Dan aan die kant gaan jy die LMI sien. So hierso is daai LMI waarde, miskien tel hulle in 2's en wat ook al. Dan heel onder
sal jy die ouderdomme sien. Op 'n tipiese grafiek ouderdom sal miskien wees, dit kan in maande wees, dit kan in jare wees, let op wat hulle vir jou gee. So miskien het ek hierdie een in jare, 4, 5, ok. So basies, as jy hierso kyk, het jy 3 punte, of jy 3 veranderlikes. Wat ek bedoel is, jy die LMI, jy die ouderdom, en jy het verskillende persentielkurwes. Hier sal nog enetjie wees, hier sal klomp van hulle wees. Ok, so, as hulle vir jou sê, waar sny? Hulle sal vir jou vra, waar is hierdie ouderdom, en daai LMI, dan moet jy net kyk, waar sny dit? Ek gaan byvoorbeeld sê, ok, kom ek kry my highlighter, 'n 2-jarige van, ok, hy gaan hier in die middel wees, hy het so hier is 'n 2-jarige, en hier's 11 by die LMI, en hy val op die 25ste persentielkurwe. So dis waar hy sny, kom ek skryf dit neer. Die 2-jarige, hy het 11 LMI, hy het 'n LMI waarde van 11, en hy val op die 25ste persentielkurwe. So daar's 3 goed wat hy is, die ouderdom, die LMI en die persentiel, en jy kyk net waar sny dit. Ok, kom ons kyk dan nou as daar 'n bietjie meer is op die kaart. Eerstens sien dat hierdie kaart in 2's tel, daar is 16, dan sit bietjie minder, so hy tel eintlik in 2's by die LMI. As ek 15 hier het, dan het ek 15,2, volgende een 15,4, 15,6, 15,8 en 16. So hy tel in, 0,2's, nee, nie in 2's nie, 0,2. Ok, en dan, nog 'n ding wat jy kan oplet, hierdie spesifieke voorbeeld wat ek vir jou gee, is dit seuns, en hulle is tussen die ouderdom van 1 en 12 jaar, en toe het ek ook my persentielkurwes verskillende kleure gemaak. Ok, hieronder is die ouderdomme, right, kom ons val weg met die, omtrent die belangrikste tipe vraag. So, hulle vra vir jou, wat beteken dit, as jy in die 10de persentielkurwe val? Kom ons gaan kyk hierso, so dis hierdie, kom ons kry om die groen lyn. Wat beteken dit as jy in hierdie persentielkurwe val? Wel, as jy in die groen een is, sal dit mos vir my sê dat alles onder jou, ekskuus, kom ek teken dit net, alles onder jou is 10%, want jy is by die 10de persentielkurwe, en alles bo jou is dan nou 90%. So jy val hier op die 10. So nou wat dit vir my sê is, kom ons skryf dit neer. Kyk, die LMI van 10%, want jy werk mos nou met die 10de persentielkurwe van seuns in hierdie ouderdomsgroep. Ek moet dit by sê. So wat van die LMI van 10% van die seuns is minder, ok, as die persoon. Kom ons sê as Simba. Dis die eerste geval, so 10% van die ander mense val hier onder in. En dan is daar mos nou 90% van die mense wat in die boonste kategorie val. Ok, so die res van hulle, dan gaan jy dieselfde sommetjie begin, en die LMI van 90% van seuns in hierdie ouderdomsgroep, ek gaan dit maar uitskryf, seuns in hierdie ouderdomsgroep, is meer. So hulle het 'n hoër LMI, en in die ander geval het hulle, die ander 10% van die bevolking, 'n laer LMI. So, as ek hier gaan kyk, val hy by die laagste kategorie, en dis eintlik, dalk is hy ondergewig, want meeste van hulle weeg dan meer as hy. Ok, kom ons antwoord nou. Typiese vraag wat jy hier sal kan kry, en wat ek gaan nodig hê is, my highlighter, of ek gaan onderstreep, vraag 1. Bepaal die LMI van 'n seun van 5 jaar. So ek het 'n ouderdom, ek onderstreep hom, op die 75ste persentielkurwe, en hy soek die LMI. So ek soek LMI, ek het 5 jaar, 75ste persentielkurwe. Cool. Kom ons gaan, dis die geel een. Begin hier onder met 5 jaar,
So hy gaan op hierdie lyn, en hy het die 75ste persentielkurwe, dis daai geel ouetjie, en ek soek die ouderdom. OK, hulle soek die, ekskuus, die LMI, hulle soek die LMI. So ek kyk waar sny hy met daai lyn, en hy sny daar. Daai waarde, as ek in 0,2's gaan tel, 15,8. Dis net voor die 16. So sien jy, ek kyk waar die drie goedjies by mekaar kom. Onder het ek die ouderdom, dan het ek die 75ste persentielkurwe, en dan het ek die LMI. So die antwoord, 15,8. Kom ons gaan skryf dit neer, net so vinnig. Daar is niks moeilik daaraan nie. Cool, volgende een sal hy vir jou sê, bepaal die ouderdom van 'n seun met 'n LMI van 18,2 op die 95ste persentielkurwe. So ek het 18,2 LMI en op die 95ste een. Kyk, kom ons kyk. 95ste enetjie is die bruin een hierbo, en die LMI is 18. Ek het klaar vergeet. Kom ek kyk gou. 18,2. OK. 18,2 is net daar op daai tweede lyn, en ek wil kyk waar sny hy die 95ste persentielkurwe. So ek trek 'n reguit lyn, en dan sny hy hom op daai punt. As ek afgaan op daai punt, dan is die ouderdom 4. Sien julle? So ek kyk waar sny alles. Hierso is 18,2, hierso is die bruin een is die 95ste persentielkurwe, en die ouderdom is 4. So 'n kind is 4 jaar oud. OK, en dan skryf ek net die bepaalde ouderdom 4 jaar. Laaste enetjie hierso. Op watter persentielkurwe vra hy? So nou vra hy die persentielkurwe, val 'n 10-jarige seun, so dis die ouderdom, en die LMI is 15. Onthou hom, LMI 15, 10 jaar oud. Kom ons gaan kyk. Ek gaan sommer my lyn trek. LMI van 15, dis op daai lyn. Maak hom reguit. En die kind is 10 jaar oud. Gaan al die pad tot by 10. En daar gaan hy af. Dan vra hy nou op watter persentielkurwe sny hy. So wat sy punt sny hy? Hy sny op 10. Die 10de persentielkurwe. So dit is maklik. Die ouderdom is 10 jaar en die LMI is 15. So die derde punt is dan nou die 10de persentielkurwe. OK. En dis van die einde van die video. Baie maklik, onthou om te share, like, subscribe en deel te word van die Whiteboard SA span.